So, Corneil, wat maak jy? Ek is besig om te leer van woorde. Woorde. O, so doen jy 'n bietjie skoolwerk. Okay. Ja. O, kan ek jou help? Kan ek jou Ja. help? Okay. So, ek het my ding gebring. Jy weet, my rooi pen, want ek kan ek glo jy mis skool. Jy het dit al 'n paar keer sê. En so, ek kan jou 'n bietjie help met jou woorde. Ja, so hierdie woord is nie dis hoe jy dit skryf. Nee, En dan hierdie woord is nie dis nie hoe jy dit spel nie. Dit is so. Okay, ja. Wat? Hoe skryf jy met 'n rooi pen? Want jou onderwysers skryf met 'n rooi pen. Hulle merk met 'n rooi pen. En so ek het gedink dit gaan nou perfek werk want Maar jy's nie onderwyser nie. ja, maar jy mis skool. Ek probeer jou te help. Hierdie ene. Dis 'n mooi sinnetjie daai. Baie mooi. Maar hierdie sin, ek 'n bietjie aan werk. So, ons sê hallo en almal en wat maak julle? Sy skryf in my boek met 'n rooi pen. But why? But why? Want hy mis skool en jy weet sy onderwysers skryf met 'n rooi pen. Ek gedink dit gaan dalk om net jy weet help om nie skool te mis As nie. dis jou sussie, sy wil net help, maar dalk met 'n rooi pen nie. Ja. Dalk moet sy rooi pen eers vashou. Kom ons hou die rooi pen. Ja. Rooi pen. Maar trouwens van skoolwerk. As jy al by die skool dan partykeer dan merk die onderwyser mos jou werk en hulle is baie streng, né? Baie. Ons reg of verkeerd. Maar op ander kere dan sê die juffrou of die meneer, as hulle ruil boeke, julle gaan mekaar se werk merk. Ja. Ek like daai. Ja, hoekom? Want dan kry ek punte. Want maters merk nie so streng soos die onderwysers nie, is dit reg? Ja. Ja. Maar is dit die regte ding om dit nie so reg of so streng te doen soos 'n onderwyser nie? Dink jy dit is reg? Eintlik moet julle dit ook so Maar die juffrou gee vir ons. Nee. So kom ons wil vir julle ons is nou besig met skool. So ons het besluit ons wil vir julle hierdie week 5 baie lang woorde leer. Ek kan nie van lang woorde nie. Lang woorde is moeilik. Okay, hier is belangrike lang woorde. So die eerste een wat ek wil leer vanoggend vir almal is aanspreeklikheid. Jy spreek vir aan uit. Wat beteken dit? Okay, goed. So kom ons begin eers weer. Spreek. Lik. Heid. Heid. Okay, sê dit gou almal saam. Spreek. Hy. Okay, so kom ons doen dit nou een keer saam. Goed. So jy gaan nou sê dis spreek. Lik. Heid. Okay. Aanspreeklikheid. Dis 'n groot woord. Aanspreeklikheid. As jy hom kan sê, dan is jy nogals goed. So, as jy nou daar by die huis is en jy hoor nou hierdie groot woord, vra van mamma of pappa om vir te help. Dan vra jy 'n bietjie vir hulle van aanspreeklikheid. Dis eintlik dis eintlik 'n verskriklike oulike woord. So wat dit beteken is as ander getrou van ons merk ander mense is ons maat se werk en partykeer dan merk ons nie so streng nie. Maar dis net of jy reg doen nie. Eintlik moet ons seker maak ons is 'n goeie vriend of 'n goeie pel en ons merk dit reg want dis die Here verwag van ons om die regte ding te doen altyd en om die regte invloed te hê met ons maats, want dis belangrik. So die regte invloed, beteken ek moet die regte ding doen. So die Here verwag dit van ons. Ja. So hy hou ons aanspreeklik vir dit. Hy verwag dit van ons. So dis waar die lang woord vandaan kom. Aanspreeklikheid. So dis belangrik. Goeie invloed op maats. Ja. Moet die regte ding doen. Ja. Goeie invloed, regte ding. Né? Nie met invloed. Nie so wat ding nie. So ek dink Michelle, kom ons kyk of daar vir ons 'n vers is vir aanspreeklikheid. Kyk of daar 'n vers is. Daar gaan Michelle. Wow, dis is goed hoor. Vers. Dan sê ek daar's aanspreeklikheid. Met 'n pen. Jep, rooi pen. Rooi pen. So die eerste wat ons nou kyk is Spreuke 18 vers 24. So Corneil, wat sê dit vir ons? Maats kan jou breek, maar daar kan ook 'n vriend wees wat nader is as 'n broer. Dis awesome, want hier sou dit sê. Partykeer kry jy slegte maats.
Hulle het 'n slegte invloed, jy doen slegte dinge en dit is nie goed nie. Dit vat jou weg van die Here, jy doen die verkeerde dinge, so dit is nie goed nie. Want partykeer kry jy regtig goeie maat en jy moet daai goeie maat ook wees. En hulle is nader as 'n broer dat jy kan, hulle is regtig, hulle is so naby aan jou en dis so goeie invloed op jou lewe. Dis regtig 'n awesome maat. So daai maat moet jy baie mooi na kyk. So dis wat Spreuke vir ons wil sê. En dan nog 'n vers spesiaal. Aha. Oh. Hier's nog 'n lang woord hoor. 1 Tessalonisense 5 vers 11. Dis wat ons moet doen. Dit sê: praat mekaar moed in en versterk mekaar. So, jy moet 'n goeie invloed hê. Die regte ding doen. En ons moet onthou die Here verwag van ons om die regte ding te doen. So, ons moet altyd weet, as ek sê ek's 'n kind van die Here, hallo, Hallo Giselle. as ek sê ek's 'n kind van die Here, Ja. dan moet ek reg lewe, want ek wil mense nader trek aan die Here, nader. So dis hoekom ons moet onthou om 'n goeie vriend te wees, of 'n goeie maat te wees, want ons moet wat hê? Ons moet aanspreeklikheid. Jy gaan dit gaan skoot. Sodra dit opmaak. Ons moet dit hê. So dis baie belangrik. Ons moet onthou goeie invloed hê, moet ons aanspreeklik wees. Dis wat die Here van ons wag. Ja. Dit is ons eerste lang woord vir die week. Eerste Lang woord. So as jy nou gaan, as jy regtig is, jy die ding wil onthou, die woord. Ja. Gaan skryf dit uit. Okay. Ek sal Maar dit nie- gaan doen. Maar nie in Corneille se boek nie. Waar is jou boeke? Wag Giselle, los my boeke uit. Ek gaan kyk wat hy doen. Onthou die woord aanspreeklikheid, dan praat ons weer. Sien julle later. Bye.